Weet jy wat is mense se grootste vrees op aarde? Is dit dalk slange, spinnekoppe? Of het mense met ente vrees, is hulle dalk die meeste daar buite? Wel, almal van daai is goeie raaiskote. Mense se grootste vrees is om dood te gaan. En in die tweede plek is dit om voor 'n groot groep mense te moet opstaan en te praat. Net omdat dit dalk vir my maklik is om met mense te gesels en met hulle wyshede te deel en hulle te kan leer, is dit nie noodwendig vir jou maklik nie. So 9 uit 10 mense sê dit kom nie vir hulle natuurlik nie. Waar lê die probleem? Is dit dat hulle nie die gawe gekry het nie? Is dit dat hulle nie selfvertroue het nie? Is dit dat hulle nie weet waaroor hulle praat nie? Ja en ja. Dit is so. En ek gaan in hierdie werkwinkel gesels oor daardie aspekte wat 'n invloed het op jou vrees vir voor mense gesels. Op die ou end glo ek dat enige iemand wat 'n mond en 'n tong en 'n stem het, kan voor mense gesels. En ons 'n paar belangrike goed waarna ons dan moet oplet. 1. Verstaan jouself, ken jou persoonlikheid en ken jou sterkpunte. Nommer 2. Ken die veld waarbinne jy wil gesels. Wanneer jy jou veld goed ken, kan niemand daardie selfvertroue by jou steel nie. Jy is die kenner op daardie gebied. Jy weet waarvan jy praat. Nommer 3. Oefen. Selfvertroue is nie een van daai goed wat ons net by Checkers op die rakke gaan koop nie. Dit is iets wat ons moet oefen, aanhoudend, en elke keer wanneer dit goed gegaan het met ons, sal daai stukkie selfvertroue net al hoe meer en meer groei. Hoeveel van julle het al in 'n kerk voor 1500 mense gegly en amper geval met 'n rok aan? Wel, ek was een van daai mense, en as ek kon opstaan daarna en nog steeds met daai 1500 mense praat, kan jy dit ook doen. Dit is menslik moontlik. Ons gaan dan aan die einde afsluit met 'n paar idees van hoe om voorbereiding te doen, om seker te maak jy ken jou veld, en dan gaan ons ook bietjie kyk na hoe stel 'n mens 'n PowerPoint slideshow bymekaar? Watse riglyne is daar? Is dit die ou met die meeste slides wat die beste presentation lewer? Is dit die een met die grootste, kleurvolste prentjies wat die grootste indruk maak? Is dit die persoon wat die beste grappie maak? Of is dit 'n kombinasie en 'n fyn lyn wat 'n ou moet hê wanneer 'n ou 'n voorlegging gaan doen? En hoe om dan nou ook jou groep mense met wie jy praat te kan lees. Dit beloof om regtig 'n lekker werkwinkel te wees. Baie prakties, baie eenvoudig en wat jou daar gaan uitstuur met 'n klomp vaardighede en riglyne om ook lekker met mense te kan gesels. Miskien gaan jy hierdie werkwinkel doen om in die eerste plek bietjie in 'n sosiale omgewing te kan funksioneer, om met vreemde mense by die braai te kan gesels, of om 'n geselsie te maak wanneer jy in die tou vir die fliek staan, of om miskien by jou werksomstandighede met vreemde of moeilike kliënte te kan gesels, met selfvertroue en te weet wat jy weet en jy weet jy doen dit goed. So ek sien jou by hierdie werkwinkel, ek glo ek sal, en gesels met daardie lynbestuurder, sodat ek met jou werknemers en met jou bestuurders hierdie werkwinkel kan kom doen.